save. Jesus is his name. Christ alone the way. He reigns. Although we come again. As jy vanoggend jou Bybel hier het, dan kan jy dit saam met my oopmaak by Filippense 2. Ons gaan vanoggend net die eerste 5 verse van hoofstuk 2 van Filippense deurwerk. En ek moet vanoggend 'n vinnige terugflits doen op wat ons 2 weke gelede hanteer het. As jy 2 weke gelede hier was, dan sal jy kan onthou dat ons gekyk het na ten minste 3 aanduiders of merkers, as jy dit so wil noem, van persone wat hemelse burgerskap ontvang het. Paulus het vanaf verse 27 tot 30 die Filippense daar in hoofstuk 1 aangemoedig om hulle op 'n wyse te gedra wat waardig die evangelie van Jesus Christus is, omdat, sê hy, hulle burgerskap in die hemele ontvang het, vanwaar hulle ook die verlosser Jesus Christus verwag. Maar, juis omdat hulle hemelse burgerskap ontvang het, was daar dan ook ten minste 3 aspekte wat hulle lewens dan sou kenmerk, wat ons uit die teksgedeelte uit kon kry, wat die Here vir ons gewys het, en wat eintlik alle hemelburgers se lewens behoort te kenmerk. Waarvan die eerste een bestendigheid en standvastigheid in die evangelie is. Gelowiges, kinders van die Here, wat nuut gemaak is deur die Gees van God, is nie mense wat hardloop agter elke wind van lering nie. Ons is bestendig en standvastig in die evangelie, maar ook baie belangrik, en dit gaan vanoggend sterk deurkom in ons karakter. Die tweede eienskap van die hemelburger was eenheid en samewerking vir die geloof van die evangelie. En die derde een was ongemak en vervolging terwille van die evangelie. Dit is 'n minder gewilde een. Maar dis daai 3 aspekte van gelowiges se lewens waarna ons verlede week of 2 weke gelede saam gekyk het. Maar, hier's die ding. Paulus is nog nie klaar met wat hy daar wou sê nie. Hy is nog nie klaar gepraat oor hierdie 3 aspekte nie, veral nie oor daai tweede aspek van eenheid en samewerking of gemeenskap vir die geloof van die evangelie nie. Want hier van verse 1 tot 5, waarna ons vanoggend gaan kyk, maak hy 'n hartroerende oproep tot eenheid aan die Filippense. Maar wat begin by persoonlike, nederige onderdanigheid aan Christus. Kom ons kyk saam daarna. Ek lees vir ons vanaf verse 1 tot 5. Paulus skryf, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ek sou baie graag wou aangaan met daai baie ryk gedeelte in die skrif. Ons gaan, as die Here so wil, volgende week saam daarna kyk. Maar kom ons stop eers daar by vers 5. Die paar verse waarby ons nou net stil gestaan het, is seker een van die sterkste oproepe wat ons in die hele Nuwe Testament sal kry tot eenheid. Dit is een van die sterkste oproepe tot eenheid in die Bybel. En tog, julle, is dit hartseer om te moet erken vanoggend, is hartseer om te sê dat dit die tipe oproep is daai wat so baie, ek wil sê gelowig is, maar mense wat 'n belydenis van geloof het, net eenvoudig nie ernstig wil opneem nie. En dis 'n groter probleem as wat ons noodwendig sal wil erken, want soos ek ook 2 weke gelede genoem het, is een van die grootste struikelblokke vir die vooruitgang van die goeie nuus van Jesus, die vooruitgang van die evangelie in hierdie wêreld, die onbestendige karakter van mense wat rondloop met 'n belydenis van geloof in Jesus. Gewoonlik, julle, hier's die ding,
As ons dink aan onbestendige karakter van Christene, dan dink ons altyd in terme van daai ekstreme gevalle. Ons dink aan mense wat heeltemal verval het in losbandigheid, of wat nog lief is om elke aand dronk te word, of wat vasgeval het in korrupsie, of een of ander misdaad, of wat nie hulle aggressie of woede in toom kan hou nie. Ons dink altyd aan daai mense. Volgens baie goeie gawe gelowiges is daardie dinge wat as onbestendige karakter van Christene beskou moet word. En dis seker reg so. Maar wat van mense wat met die mond bely dat hulle vrede gemaak het met Christus, dat hulle met hom verenig is, maar wat in vyandskap leef met ander gelowiges? Openlik, soveel so dat hulle vermy op die straat. Hulle loop in 'n ander rigting. Of wat van gelowiges wat sê dat hulle die vertroostende liefde van Christus eerstehands beleef het, maar wat nie sal skroom om die mense met wie hulle nie oor die weg kom nie te beswadder of te verwond met die venyn van die duiwel self. Of miskien 'n laaste voorbeeld, wat van kinders van God wat getuig dat hulle die gemeenskap van die Gees ken, maar wat in praktyk die verdeeldheid van die vyand bevorder en verkondig? My vraag is aan myself, aan julle en aan alle gelowiges met 'n belydenis van Jesus, is dit nie ook die onbestendige karakter van Christene nie? En daarbey saam, veroorsaak dit nie ook struikelblokke vir die verkondiging van die evangelie nie? Dit doen. Maar, hoor my reg vanoggend, ek lig hierdie voorbeelde uit bloot net om vir julle en myself te illustreer hoe diep die onbestendige karakter wat so baie mense se lewens kenmerk, en wat 'n struikelblok is vir die evangelie, kan lê in 'n mens se hart. Dalk nog in my en jou hart. Dalk. Hier's waarby ek eintlik wil uitkom. As, dan. As, dan. As die lewende God 'n werklike, lewensveranderende werk in ons harte gedoen het by wedergeboorte, as ons nou in Christus is, soos die skrif vir ons sê ons is, as ons hemelse burgerskap ontvang het, dan behoort daardie tipe van onbestendige karakter, wat struikelblokke veroorsaak vir die vooruitgang van die evangelie, mos oor tyd te begin verdwyn. Ek sê nie dit gaan oornag verdwyn nie, maar dit moet begin verdwyn oor tyd. Kyk asseblief saam met my weer na vers 1 vanoggend julle. Paulus maak daar gebruik van die voorwaardelike as en dan argument. Miskien het julle al dit op universiteit raak geloop of ergens in 'n boek. Maar hy maak gebruik van die as dan argument om die Filippense wat eintlik 'n gelukkige en 'n eintlik 'n gesonde gemeente was, net aan te moedig en om seker te maak of die kwaliteite wat hy daar noem in vers 1 ook onderskeibaar is in hulle lewens. Hy skryf, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, met ander woorde, as julle hierdie werklikhede as gelowiges beleef het persoonlik, vanweë die feit dat julle in Christus is, sê Paulus, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Weereens, Paulus het nie getwyfel dat daardie eienskappe reeds by die Filippense aanwesig was nie. Dit was heel waarskynlik. Hulle was in Christus. Hierdie was getroue medewerkers van hom. Hierdie was 'n vriendskaplike brief. Maar juis omdat hulle nou in Christus is, herinner hy hulle aan die dinge wat hulle beleef het. Wat het hulle beleef? Die troos in Christus, die liefde van Christus, die gemeenskap van die Gees, die innige tederheid en die ontferming van God, wat behoort te lei tot goddelike eenheid en gemeenskap onder hulle. En dit is 'n baie belangrike, maar baie eenvoudige konsep wat die Filippense moet verstaan en wat ons ook dalk vanoggend opnuut moet hoor julle. Maar om dit dalk net so bietjie beter te verstaan,
wil ek hê ons moet net vinnig individueel na hierdie 4 werklikhede van gelowiges se lewens saam kyk. Onder een groot belangrike hoofgedagte vanuit ons skrifgedeelte vanoggend wat jy kan neerskryf as jy 'n pen het. Vers 1 alleenlik leer vir ons van die 4 kragtige realiteite van gelowiges se eenheid en gemeenskap met Christus, wat eenheid en gemeenskap onder gelowiges sal bevorder. Hierdie 4 realiteite is iets wat elke liewe kind van God tot 'n mindere mate of tot 'n meerdere mate sal verstaan, en waarvan die eerste realiteit die troos in Christus is, waarna Paulus hier verwys. Maar wat presies is hierdie troos in Christus? Wel, ons kry die Afrikaanse woordjie troos vanaf die Engelse encouragement, en wat in die oorspronklike taal beteken om sy aan sy te kom met iemand, met die doel om hulle by te staan, om hulle te beraad, of om hulle te bemoedig. En ek dink wat definitief iets is wat die Here Jesus al vir elkeen van ons gedoen het wat hier sit. As jy dalk al 'n tyd lank saam met die Here 'n pad stap, as jy hom ken, dan sal jy baie goed bekend wees met hoe Jesus jou al op hierdie wyse bedien het. Dat hy sy aan sy kom met jou. Dat hy jou bemoedig, en dat hy jou beraad, en dat hy jou bystaan. Maar dis wat hy doen, hy bied sy bystand en sy berading en sy bemoediging aan gelowiges, maar hoe? Deur die innerlike werking van die Heilige Gees. Ons word herinner in Johannes 14 vers 26, die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in sy naam gestuur het, en wat vir disippels van Jesus soos ons alles leer, en ons herinner aan alles wat Jesus in sy woord sê. Vir die disippels, die apostels, was dit alles wat Jesus gesê het toe hy in persoon by hulle was. Vir ons is dit alles wat Jesus vir ons sê wat nou vasgevang is in die skrif. Maar ons word herinner aan wat Jesus vir ons sê. En die gevolg van hierdie baie spesiale bediening van die Heilige Gees, Jesus se Gees, is dat gelowiges, ek en jy, keer op keer gestig en gebou word daardeur. Maar dan moet ons onthou, soos die lese van ons gemeente ook sê op die bord voor, kom na hom toe. Kom na hom toe die lewende steen. Ons moet voortdurend teruggaan na Jesus toe. Gaan sit by hom, sy woord oopmaak, ons harte oopmaak, dit uitstort voor hom. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan tog sekerlik getuig julle van die diepe bemoediging van Christus wat hy aan elkeen van ons al gegee het. Ek hou van die getuienisse wat ek hoor onder ons baie maal. Maar daardie innerlike vrede en gerusstelling van hart is wat ek hier in gedagte het. Nie net in die wete dat ons eendag vir Jesus van persoon tot persoon sal sien nie, maar ook in die wete van die werklike bediening van die Heilige Gees in die hier en nou. Hy doen dit graag vir die wat aan hom behoort. En die wonder hiervan julle is dat ek en jy letterlik nou in hierdie oomblik ons oë kan toemaak. As ons 'n krisis het, of as ons opgewonde is of bly is, ons kan net sê, Here, help my. Of Here, dankie. Of Here, ek het u hulp nodig. Dis so eenvoudig soos dit. En hy sal dit vir ons doen. Hy sal ons versterk deur sy Gees. Ek weet ek's nie alleen as ek dit sê nie, maar net in die laaste 15 jaar julle van my pad saam met die Here, bietjie meer, het ek al telke male hierdie spesiale bediening van Jesus ondervind. Die rede hoekom ek dit vir jou noem, is omdat hierdie tipe van innige versterking wat net Jesus vir ons kan gee, ook uiting moet kry onder ons, wat 'n gemeenskap van gelowiges is. Ons kan langs mekaar inval, ons kan mekaar bystaan, ons kan mekaar beraad, ons kan mekaar bemoedig. Maar, hier is die ding, dit sal nie ons wees nie. Dit sal die Here in ons wees, en deur ons wees, wat dit doen. En dit sal slegs werklik en eg en opreg wees, as ons Jesus se oproep in Johannes 15 vers 4 ernstig opneem. Jesus sê daar in Johannes 15 vers 4, bly in my. So as jy vir jou boeties en jou sissies iets wil beteken, om hulle in die krag van die Here te bedien,
Bly in Jesus, bly in Christus. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so ook nie as julle in my bly nie, sê Jesus. So 'n verhouding met Christus is baie, baie belangrik, julle. Dis die eerste van die 4 kragtige werklikhede waarvan Paulus praat in vers 1, en wat moet lei tot eenheid en gemeenskap onder gelowiges. Dis die troos in Christus. Maar daar's meer. Die tweede werklikheid wat tot eenheid en gemeenskap onder ons moet lei en onder enige gelowige gemeenskap, is soos Paulus daar in vers 1 skryf, die vertroosting van die liefde. Dit klink baie soos die eerste een, maar daar is 'n verskil. Die vertroosting van die liefde is 'n eenvoudige, maar diepgaande werklikheid in enige gelowige se lewe. Wat beteken dit? Wel, die oorspronklike woord wat vertaal is na die Engelse woordjie comfort, is veronderstel om vir ons die idee te gee van die Here Jesus, wat so naby aan sy disippels leef, dat hy woorde van liefdevolle aanmoediging en wysheid in hulle ore fluister. En as jou oë miskien rol vir daai vreemde stelling, gaan toets my op hierdie ene. Dis nie ek wat dit met my duim uitsuig vanoggend nie, dis die betekenis wat die frase vertroosting van die liefde wil oordra. Dis hoe naby Jesus aan die is wat hom liefhet en hom volg. Soos 'n wyse, ouer, sterker boetie, wat aan ons die nodige aanmoediging en die wysheid gee om die oë op hom te hou en hom te vertrou en hom te volhard tot die einde toe. Maar hierdie vertroosting en liefde is nie bedoel om vir onsself gehou te word nie, julle. Die werklikheid is, ons moet daaroor praat. Ons moet daarvan getuig, ons moet dit deel sonder om te swyg. Hoekom? Want dit stig, dit troos, dit bemoedig ander in 'n gemeenskap van gelowiges. En dit sal uiting kry in diegene wat die liefde van God in Christus leer ken het by wedergeboorte. So dis 'n eksklusiewe Christelike ding hierdie. Dis net gelowiges wat hiervan kan getuig. Johannes, in 1 Johannes 4 vers 7 tot 12, moedig ons aan, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Nou kan jy die vraag vra, hoekom? Want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En ons kan nog baie sê oor liefde. Dit is 'n term wat ongelukkig vir baie gelowige groepe vandag eintlik vreemde idees kom wakker maak. Maar kom ons bly by die basiese van wat hierdie skrifgedeelte vanoggend vir ons wil sê. As ek en jy die vertroostende liefde van God eerstehands beleef het, dan behoort dit uiting te kry onder gelowiges wat saam aanbid, soos 'n gemeenskap van gelowiges, 'n kerk. Mag dit so wees, julle, mag dit so wees onder ons. Dan is nog 'n werklikheid ter sprake in hierdie teks wat tot eenheid en gemeenskap onder gelowiges behoort te lei. Daar in vers 1, die gemeenskap van die Gees. Wat presies beteken dit? Julle, dit beteken beide die gelowiges se gemeenskap met die Gees in 'n persoonlike verhouding met God, as ook die gemeenskap onder gelowiges wat die Gees onder gelowiges bewerk as hulle by mekaar is. Met ander woorde, dis beide individueel, maar is ook gemeenskaplik. Ons het dieselfde Heilige Gees. Die Heilige Gees wat nou in gelowiges woon, is die een wat wedergeboorte in ons almal bewerk het. So iets wat ons almal in gemeen het hierso vanoggend. As jy die Here ken, is die ewige lewe. Ons het dit in gemeen. En gaan onthou bietjie, as ek dit self kan onthou, wat sê die Here in Johannes 17 vers 1 tot 5 oor wat die ewige lewe is. Ek kan dit nou nie eers uit die vuis uit aanhaal nie. Maar hy kom daarop neer, die ewige lewe is om die Seun Christus te ken en die Vader wat hom gestuur het. En daai ewige lewe het implikasies vir die hiernamaals, 'n ewigheid saam met Christus en die Vader. Want dis wat ons in gemeen het. Dis die gemeenskap van die Gees. 1 Korintiërs 3 vers 16 herinner ons dat ons nou tempels is
van die Heilige Gees wat in ons woon. En net so herinner 1 Korintiërs 12 vers 13 ons is almal deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is almal van een Gees deurdronge. Dieselfde Heilige Gees woon in gelowiges. Daarom, soos daardie seënbede ook sê, kan ons die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal beleef. Ons sê dit vir mekaar baie Sondae, 2 Korintiërs 13. Mag die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen wees. Anders gestel julle, beteken hierdie gemeenskap van die Gees niks anders nie as die teenwoordigheid van Jesus in ons midde. Dis so eenvoudig soos dit. Wat by ons teenwoordig is deur sy Gees. En die werklikheid hiervan, die feit dat gelowiges almal dieselfde Heilige Gees in ons het, wat altyd soek om vir Jesus te verheerlik, julle is veronderstel om tot eenheid en gemeenskap onder ons te lei. Ware, opregte Christelike gemeenskap is slegs moontlik daar waar Christus geëer word. Daar waar Christus geëer word, daar is Christelike gemeenskap moontlik. En daar waar Christus waarlik geëer word, of dit nou onder 3 mense is, of onder 30 mense, of onder 300 mense, daar sal die Heilige Gees teenwoordig wees. Onder sy mense. So gemeenskap in die Gees dan is die derde kragtige werklikheid in gelowiges se lewens, wat moet lei tot eenheid en gemeenskap. Is daar nog 'n realiteit julle? Sê gou vir my, dink julle so? Ek neem aan julle Bybels is oop by julle, maar seker op die bord ook, nee, daar is. Die laaste realiteit, waarvan Paulus in vers 1 praat, is niks anders nie as innige tederheid en ontferming. En ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. Waar ek wil hê jy moet dink, het jy al ooit stil geraak en gewonder oor die gedagte dat die lewende God hom oor jou ontferm het? Dat hy ons gesien het in die gemors waarin ons was toe ons nog geestelik dood was. En dat hy tot aksie oorgegaan het. Dit het hom beweeg dat hy opgetree het om daai situasie te beredder. En nie hoe nie. Soveel so dat hy bereid was om ons te koop by die prys van 'n lewe. Nie enige lewe nie. Die lewe van sy seun. Daai besef alleen is veronderstel om ons te laat regop sit vanoggend. Paulus meen dat daai gedagte alleen tot eenheid en gemeenskap moet lei onder gelowiges. Ons het hier te doen met die woordjie tederheid, wat interessant genoeg die idee wil oordra van die ingewande in 'n menslike liggaam wat reageer op intense emosie. Innige tederheid is die beste beskrywing vir die Bybelse vertalers om hierdie meelewende liefde van God uit te druk. Maar is 'n gedagte wat my persoonlik soms tot trane dryf as ek dink aan Christus julle. Dat hy homself fisies oorgegee het aan 'n bloedige houtkruis om die straf vir my sonde en jou sonde en jou sonde en almal in die wêreld se sonde te dra, maar dat hy vir my wat so hard van hart was, met soveel sagtheid, soveel ontferming verdra het, dat ek die moedswilligheid van self was. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, maar hy het. Dis die innige tederheid en die ontferming van Christus teenoor voormalige vyande van hom, wat Paulus hier in gedagte het, wat ook soos die ander 3 realiteite veronderstel is om tot eenheid en gemeenskap onder gelowiges te lei. Omdat gelowiges daardie dinge in gemeen het met mekaar. So wat doen Paulus hierso julle? Kom ek bring ons net weer terug. Wat doen hy? Hy versoek die Filippense dat as hulle daardie realiteite ook eerstehands beleef het, dat hulle eensgesind sal wees en dieselfde liefde sal hê, een van siel, een van sin. Dis die dinge wat ons in gemeen het.
Dis 'n gedagte wat ons dan ook uitbring by 'n tweede belangrike observasie vanuit hierdie paar verse vanoggend. So as jy 'n pen het, skryf dit neer. Die eenheid en gemeenskap onder gelowiges word altyd bevorder wanneer gelowiges hulle self in die regte lig beskou. Dan kan ek jou dalk net 'n vraag vra om bietjie te dink, hoe beskou jy jouself? Baie mense vandag dink te veel van hulle self. Baie mense vandag dink te min van hulle self. Meeste mense vandag beskou hulle nie in die lig van die evangelie nie. Paulus versoek die Filippense, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Een ding is duidelik, die apostel Paulus het maar al te goed geweet dat die gedagtes en die ingesteldhede van die mens die fondament lê vir alles wat hy sê en doen. En dat hoe 'n persoon dink eintlik die hele rigting van sy lewe bepaal. Ons hoor baie daai Engelse aanhaling uit die Spreuke uit. As a man thinketh, so he is. En dit was belangrik vir die Filippense om te weet dat hulle eensgesind moet wees om eenheid en gemeenskap te bevorder. Maar weet julle, dit is veral ook belangrik vir ons om te weet in 'n tyd waar gevoelens en ervarings letterlik aanbid word. Stem julle saam? Emosie is alles, gevoelens is alles, ervarings is alles. En die gebruik van gesonde verstand word eintlik by die venster uitgegooi. En julle sal weet waarvan ek praat as ek miskien sê dat baie mense vandag lewensbelangrike besluite neem bloot op grond van hoe hulle voel. Julle al agtergekom? Ek voel nie vandag lus om werk toe te gaan nie. Dis seker nie vir my nie. Of kom ek gebruik 'n algemene verskynsel as 'n voorbeeld, julle, van hoeveel, en dis hartseer, van hoeveel egskeidings het jy nie al gehoor, waar mense na 6 maande in die huwelik dood eenvoudig net sê, ons is nie meer lief vir mekaar nie. Terwyl die werklikheid eintlik is, dat dit net daardie aanvanklike gevoel van verliefdheid was, wat besig was om te kwyn. Hoekom? Want nou leer jy die ander persoon ken, jy kom agter, hulle asem kan ook stink. Jy kom agter, hulle is ook selfsugtig, net soos jy. Julle sien mekaar, deur en deur. En nou verdwyn daai aanvanklike gevoel van verliefdheid so bietjie. Maar liefde is nie net blote gevoel nie. Is dit? Liefde is 'n daaglikse keuse, ongeag hoe iemand voel. Ongeag hoe ek en jy voel. Borsel maar jou tande, dit help, maar die wêreld leer vir mense vandag om dood eenvoudig hulle harte te volg. Dis wat dit is, wat ons sien in baie huwelike. Maar om jou hart te volg is juis wat dit beteken om die patroon van hierdie wêreld te volg. Romeine 12 vers 2 leer ons baie duidelik, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar, en dan gee hy die beste raad denkbaar, laat God julle verander. Hoe? Deur julle denke te vernuwe. Dan, sê Paulus, sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou wonder iemand dalk vanoggend, is goed en wel, dis waar wat jy sê, Reine, maar op watter toepassing het die gedagte wêreld op die eenheid en die gemeenskap in die kerk, waartoe Paulus die Filippense oproep? Wel alles. Dit het alles daarmee te doen. Paulus versoek die Filippense, kyk mooi, dat hulle eensgesind sal wees, een van siel en een van sin. Nou, daar sal nie eensgesindheid wees onder mense, in 'n familie of in 'n gemeente, waar mense volgens die patroon van hierdie wêreld dink nie. Of anders gestel, daar kan nie eensgesindheid wees, waar een persoon dink, hy is 'n ander se meerdere nie. Nooit nie, kan nie werk nie. En waar ook al iemand dink hy of sy is iemand anders se meerdere op grond van een of ander vleeslike maatstaf, wat ook al dit is, kan daar nie nederigheid wees in so 'n persoon se hart nie. Maak nie saak hoe geestelike persoon voorkom nie. Wat wel in so 'n hart wegkruip is baie maal verborge hoogmoed en trots.
Daar waar iemand anders dink, hy is iemand anders se meerdere. Maar niemand is iemand anders se meerdere in die kerk van Jesus nie. Niemand nie. Soos in niemand nie. Nie as ons sê, ons is Jesus se onderdane nie. Hy is ons almal se meerdere. Ek en jy mag dalk verskriklik belangrik voel, ons mag baie maal, en dit gebeur met ons kan onder die wanindruk verkeer, dat ons iemand se meerdere is op grond van een of ander wêreldse maatstaf, of miskien 'n vlak van geestelikheid. Maar is verseker nie God se maatstaf nie. Verseker nie. Kan ek vir julle sê, wat is God se maatstaf? Hy wil hê ons moet onsself in die regte lig beskou, soos Romeine 12:3 baie duidelik beklemtoon. Ek lees dit vir ons. Paulus sê daar vir hulle, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees. Wie wil beskeie wees? Dit klink soos 'n beskuitjie in die koffie. Pap. Of kyk na vers 3 van ons skrifgedeelte vanoggend. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. En nou kan ons ook sê, ag, ek wil nie. Dis waar die probleem lê. Ek wil nie. Ek het nog 'n te hoë dink van myself. Maar die sleutelwoord daar is nederigheid. Om waarlik nederig te wees is om jouself eerstens te sien hoe jy regtig is. En wie is ek en jy regtig as gelowiges? Alhoewel die skrif wys vir ons op verskeie plekke dat ons sondaars is, wat op grond van God se onverdiende goedheid gered is, en dat die evangelie van Jesus ons almal nou op gelyke voet geplaas het. Is ons net sondaars? Efesiërs praat nou van die kerk, die gelowiges, as saints, geheiligdes. So ons is nie net sondaars nie, ons is ook geheiligdes. Dis hoe die skrif 'n gelowige beskryf. Die feit van die saak is, julle nie een van ons wat vanoggend hier sit, het 'n rede om 'n sogenaamde slingerstappie, of 'n swagger, soos hulle in Engels sê, te hê, as jy by die kerk aankom. Of waar ook al jy beweeg as 'n gelowige nie. Dit gaan nie net oor hier nie, maar niemand van ons kan met 'n slingerstappie rondloop nie. Dis die een kant. Die ander kant is, niemand van ons het genoegsame rede om die hele tyd kop onderste bo rond te loop en jouself jammer te kry nie. Dis die ander ding. Want die evangelie het die speelveld gelyk gemaak. Wat beteken dit in die praktyk? Dit beteken dat selfsug en ydelle eer, wat vyande is van eenheid en gemeenskap, nie meer dinge kan wees wat 'n kind van God moet kenmerk nie. Maar nederigheid en 'n hoër agting van ander. Die vraag wat ons dalk onsself net moet vra is, hoe lyk nederigheid in praktyk? En dis 'n belangrike een om te vra. Is nederigheid om met daai jammerhartige, ekskuus ek lewe, almal loop oor my tipe van ingesteldheid rond te loop? Is dit nederigheid? Soos die ou wat hoor hy is deel van die liggaam van Christus, is 'n nuwe bekeerling, hy kom in die kerk, hy hoor hy is deel van die liggaam van Christus, en hy hoor almal het gawes. Hierdie ou sê hy is die arm, daai ou sê hy is die been, onder die hoof, Christus. En hierdie ou sê, ek is maar net die ou klein toontjie. Onbelangrik, ongesiens, ongemaklik. Julle, ons moet nie geflous wees nie, daai is nie regtig noodwendig nederigheid nie. Glo dit of nie, gaan ondersoek wat ek nou sê. Nederigheid in 'n persoon se lewe word eintlik gekenmerk deur sy of haar daaglikse onderdanigheid aan Christus. 1. En tweedens, 'n werklike opregte belangstelling in ander mense. Dis vir daardie rede dat Paulus skryf in vers 4, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin.
Belange hou nie net verband met nood en krisis in 'n persoon se lewe nie, maar die feit dat die ander mense se belangstellings nou ook vir my belangrik is. Ek wil hoor waarvan jy hou. Ek wil jou leer ken. Ek wil jou verstaan. Die ware nederige dink nie net meer in homself nie, maar stel regtig belang in wat ook vir ander belangrik is. Of soos 1 Korintiërs 10 vers 24 ons ook aanmoedig, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. So lei Romeine 15 vers 2, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is, tot stigting. So, die ware nederige soek nie meer allerlei redes om af te breek nie. Soek nie meer allerlei redes om te vergelyk nie, of om in kompetisie te wees nie. Daai is deel van die ou verwysingsraamwerk, die sondige patrone. Maar 'n nederige ingesteldheid sê, ek wil jou opbou, ek wil jou stig, ek wil jou troos, ek wil jou bemoedig indien dit moontlik is en nodig is. Want as 'n kind van God is jy werklik belangrik. En jy het onskatbare waarde. Jy het. Dink net julle as elke gelowige, elke liewe gelowige, en elke liewe huisgesin, elke liewe gemeente hierdie ingesteldheid gehad het. Dat ons werk maak daarvan om alles wat ons doen en alles wat ons sê te doen met die oog op wat goed is tot die opbou en die stigting van ander mense. Dit klink amper soos 'n onbereikbare ideaal, doen dit nie? Maar weet julle wat? Onder mense wat nuut gemaak is deur Christus, behoort dit nie so onbereikbaar te wees nie. Veral nie daar waar ons onsself in die regte lig beskou nie, en daar waar die oë op Christus gehou word. Dit bring ons dan by ons laaste kort, maar kragtige hoofgedagte van vanoggend se skrifgedeelte. Skryf dit neer, julle. Die allerbeste voorbeeld van ware nederigheid wat gelowiges moet aanspoor tot eenheid en gemeenskap. Die lewe van Christus. Die heel beste manier vir Paulus om sy vriende, want hulle was sy vriende daar in Filippi, aan te moedig tot ware eenheid en gemeenskap, is om hulle te herinner aan die voorbeeld van die Here Jesus Christus. En hy doen dit deur wat ons verstaan van 'n eerste eeuse Christelike lied gebruik te maak, wat getuig van die ware menslikheid en die ware goddelikheid van die Here Jesus. Dis 'n lied wat waarskynlik gesing is in eerste eeuse gemeentes, wat Paulus hier aanhaal, in Filippense 2. En ons gaan as die Here so wil volgende week daarna kyk, maar ek gaan vanoggend afsluit, deur net 'n enkele vers daaruit te neem, wat so klink, vers 5. Hy sê doodeenvoudig, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. Watter gesindheid was dit? Kom ek lees vir ons. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Die Here Jesus het letterlik sy regte prys gegee. My vraag aan jou en my is vanoggend, julle, is ek en jy al op daai gesonde plek waar ons sogenaamde voorregte en regte kan begin prysgee met die oog op ander mense se vreugde in Christus? Want dit sal 'n gesonde plek wees om te wees. Ek weet ek sukkel daarmee en ek glo jy sukkel ook daarmee, maar onthou asseblief net julle die ingesteldheid om te dien kom neer op 'n dood eenvoudige keuse wat geïnspireer word deur die Heilige Gees.
Dis soos om te kies om iemand lief te hê. Om 'n dienaar te wees. Dis 'n keuse. Christ alone be praised always. Risen